Vandag gesels ons met 'n kunstenaar wat nie bang is om haar hart op haar mou te dra nie en met haar skerp sin vir humor gee sy elke vertrek sommer baie meer lewe. Bibi de Pre het kom inloer. Hallo Bibs. Hallo Pieter. So lekker om jou hier so te sien en ek moet net vir jou sê baie geluk. Jy het gesê as jy nou weer verjaar met jou volgende verjaarsdag, dan gaan jy op die been wees en jy gaan loop en inderdaad. Het jy dit gesien die video? Dis beautiful Baie man. dankie. Hoe gaan dit met jou na die ongeluk en Weet jy, die grappie, is jy been af oor 'n man, raak nou oud? Nee, maar ek is terug op die been, ek is uit daai rolstoel uit, ek was vir 6 maande in 'n rolstoel, en vir die laaste 2 op krikke, en dit het my lewe verander, die krikke, want ek het my freedom terug. Ja, so dit gaan goed, ek begin nou weer op hom trap, ek nie gedraf voor die ongeluk, so ek dink my progress is good. Weet jy maar, ek moet ook sê, jy het nogal soos 'n waffer se Forrest Gump hier ingehol ook vanmôre. Ek was Net om nie seker- aspres laat nie. Nee, maar jy was nie so laat nie, jy was daarom net betyds hierso, want jy gesels ons daarom uiteindelik. Maar sê net gou vir my, as jy nou moet teruggaan na daai aand toe, nou lê jy in die hospitaal, die ongeluk het net plaasgevind. Het jy gedink dit gaan so impak maak op jou lewe, op jou loopbaan, op Bibi? Glad nie, ek het, soos ek al baie gesê het, ek het gedink ek het my been gebreek, en dit was glad nie dit nie, ek het my knie gedislocate en al 4 ligamente mors af, maar toe ek wakker word na daai operasie en ek lê in Steve Biko, ek het nie medies gehad toe dit gebeur het nie, so enigiemand wat luister, neem kennis daarvan, baie belangrik, nee, ek het nie gedink het gaan my lewe so verander nie, en hier sit ons al 8, amper 9 maande later, en ek is nog steeds nie op die been nie, maar ek kan daarom nou op 'n verhoog kom, het vat bietjie moeite, en as jy boetie 'n volklif het, help dit. Hoorie, maar ek dink nog 'n groot kompliment was die oomblik toe die ongeluk gebeur het. Hoeveel kollegas, hoeveel ondersteuners, mense net ingespring het en gesê, luister, ons gaan vir Bibi help. Ja, dit was ongelooflik. My faith in humanity is restored, Pieter. Ek sê jou, ek het nie geweet mense kyk nog so na mekaar nie. So regtig die gemeenskap wat agter my gestaan het my terug op die been vinniger as wat ek dit self sou kon doen. Daarvoor is ek baie dankbaar en ek wil nou met my platform dieselfde doen en mense probeer help. Ek is ook gehelp deur Operation Healing Hands in Jacaranda. En ek is nou 'n ambassadeur vir Operation Healing Hands, ja. Pragtig, dit Ek is 'n walking example Nee, van wat se absoluut. werk hulle doen. En dis vir my so lekker, jy weet, ek dink dit is soos met almal baie ouens gekry het wat leraars is of so iets wat ook die grondpad gestap het en nou mense kan help om regtig ook bietjie van daai grondpad af te kom. Dieselfde met jou. Net so vinnig, jy het nou al hoeveel operasies gehad? Is daar nog prosedures wat voor lê? Daar's nog 'n groot oor, maar hier, ek kan nie al die ligamente se name onthou nie, maar daai's werk al, Ja. maar my kruisligamente is nog nie gedoen nie. So ek moet eers op 'n sekere plek wees waar ek genoeg saam kan loop voordat hy die kruisligamente kan doen, want na daai operasie verloor jy weer 35% van jou spiermassa. So daar is nog 1 operasie oor, maar ek het nou al 3 agter die blad. Antibiotikas en narkose. Jy's al bietjie oor dit. Ek is heeltemal oor dit. Maar die pad vorentoe, dit klink vir my of dit lekker positief kan wees en Ja. goed sal gaan, maar 'n ou moet ook nie te angstig wees nie. En ek dink veral met ons as kunstenaars, daai temperament van ons wil môre weer werk, ons wil aan die gang wees, nê? Ja, kan ongelukkig nie haastig wees nie en jy kan nie geduld op teiken laat koop nie. Ek het gekyk. So hierdie ding het my baie geduld geleer en mens kan nie dit jaag nie. Maar dis ook 'n goeie ding want ek het so baie van myself geleer. Ek het geskryf in hierdie tyd. Ek het dit die tyd reg gebruik. Ja. Ja. En ek kan nie wag om weer op die been te wees behoorlik sodat ek kan doen waarvoor ek lief is nie. Daarom op die verhoog, soos jy sê, met tye, maar nog nie heeltemal voltyds nie seker. Nee, ek het hier en daar 'n show, ek sit meeste van die tyd. So ek is nie 'n stand-up comedian nie, maar binnekort. Ja, you're a rolling on the stage comedian op 'n stadium. That's ons rol. Sê net gou vir my, in die tyd wat jy nou 'n bietjie stil kon wees, uiteraard het jy anders te begin dink ook oor hoe jou aanslag gaan wees teenoor jou gehoor. Baie anders. Sonder om te veel weg te vat van Bibi wat ons ken. Nee, ek is 'n baie visual comedian. Ek dans in 15 musiekvideo's wat al uit is. En nou moet ek stil sit. So my jokes moet land as ek die jokes maak vir die shows. En altyd het 'n nuwe deel van my uitgebring en ek dink mense gaan dit in my nuwe musiek hoor, 'n dieper kant. Want daar is, ek dink almal het so 'n kant, maar ek kry nie baie myne geshowcase nie want ek is funny. En 'n mens moet doen waarin jy goed is, maar ek kry die geleentheid om hierdie kant van myself te wys.
Ek dink meer gaan jy ook nou die kans kry want jy het 'n storie om te vertel. 'n Absoluut. Baie relatable storie. Ek meen, want nie almal van ons het byvoorbeeld 'n knie wat gebreek het of ietsie, maar jy het 'n ander seer wat geheel moet word. En nou gaan daai ernstiger sy van Bibi bietjie geld. Ek meen, ek sit met dieselfde probleem elke nou en dan. Ek's maar die tattoo en die 3 susters, jy skit jou biscuit man. Maar daar's soveel dieper musiek wat jy ook graag met die mense wil deel. Het jy nou 'n geleentheid? Ek het 'n verskriklike groot testimony wat ek nou moet vertel. Mense moet daai storie vertel. Ek dink ons is hier om te deel met mekaar en ek het nou 'n storie en 'n half om te vertel, maar ek gaan dit my way doen. Kyk, ons gaan nie sit en huil vir 'n uur nie. Moenie verander nie. Moenie verander aan wie ons ken van Bibi nie. Ons gaan ook nou 'n bietjie gesels oor jou nuwe liedjie en goeters, maar ook nog steeds presies dit, hoe ons jou ken en wat ons van jou kan verwag. In kort, né? Ja. Hierdie liedjie het jy hom ook spesifiek nou onlangs geskryf of vroeg in die ongeluk of in die rusfase na die ongeluk? Jy gaan my nie glo nie. Ek het hom geskryf voor ek geval het, maar sy woorde het sin gemaak toe ek daar lê en moet begin regkom. Toe begin die woorde wat ek geskryf het iets beteken vir my. En nou kan ek nie wag om my liedjie vir die mense te gee nie, want dit is so deel van my hart. En die naam van die song is Aspris. En ek het regtig nie Aspris geval nie, maar ek dink liewe Jesus het Aspris 'n plan gehad. Op sy tyd en op sy plek en elke ding. Onthou, jy moet nêrens heen gaan nie. Ons gaan nou 'n bietjie lekker gesels verder met Bibi. Wat 'n lekker inspirasie en natuurlik ook so lekker tonikum wat sy vandag vir ons hier na die ateljee te bring. Bly ingeskakel. Ons kuier net hierna verder by Goeiemôre, good morning. Die plek waar jy wil wees. Bibi, ek kan nie wag nie. Nou gaan ons rol soos jy sê.